Goeiemôre ook van my kant af. Dis lekker om julle almal hier te kan sien op hierdie wonderlike dag. En ons is so opgewonde oor alles. En ja, great. My naam is Jaco Skutte en saam met Mariet vorm ons deel van die bedieningsspan hier by Doxa Deo George. Ja. Ons gaan vandag met 'n nuwe gedeelte van ons reeks begin, waarmee ons eintlik al die hele jaar besig is, en dit gaan oor die liefde. Nou, kom ek begin net deur so inleidend te praat, dalk net vir die 1 of 2 besoekers wat hier is. Ons het eintlik die hele laas jaar stilgestaan uit die boek van Hebreërs om te ontdek, wie is ons koning? En wat beteken dit om onder die koningskap van Jesus Christus te staan? Hy is die gesalfde koning, dis wat die woordjie Christus beteken, die gesalfde koning. En toe het ons vir mekaar gesê dat, maar as ek nou onder die koning en sy heerskappy staan, dan kan ek mos nou nie anderste as om te wil doen dit wat die koning van my vra nie, en dit wat die koning sê nie. En ons sien baie duidelik uit die skrif uit, dat die koning, Christus, het vir een rede na hierdie aarde toe gekom, en dis om ons te kom verlos, en om die aarde te kom verlos, en om alles nuut te maak. Met ander woorde, mense is deel van sy program, people are the program. So, toe kom ons nou dat ek onder die koning staan, nou wil ek doen wat die koning sê, en wat sê die koning vir ons? Hy sê, jy moet lief wees vir mense. Jy moet lief wees vir die mense, jy moet die liefde uitdra. En wat belangrik is van hierdie liefde wat ons hierdie jaar ontdek het, dis nie hoe ek en jy oor liefde dink nie, of wat Google vir ons sê, of al die social media wat julle jong mense lees oor liefde nie, dis oor wat sê hy van liefde. En hoe dink hy oor liefde? En moet ek sy manier van liefde nou hier begin uitleef? En dit het ons vir mekaar gesê, so ver in hierdie jaar, dat ons nou hierdie tweede kwartaal so 'n bietjie prakties gaan, eerste kwartaal die hele filosofie of die hele teologie vasgemaak oor liefde, tweede kwartaal, maar hoe werk hierdie liefde dan nou, het ons gesien in die eerste paar weke, wanneer ek praat oor verhoudings, hoe leef ek nou die goddelike liefde, hoe leef ek dit nou hier uit? En nou wil ons verder gaan en deur te sê, in die volgende paar weke gaan ons by verskillende onderwerpe stilstaan en sê verder, maar hoe werk hierdie liefde, hoe leef ek dit ook, gaan die volgende reeks wat kom, uit in die gawes en uit in my bediening, en hoe leef ek hierdie liefde uit in die liggaam? Maar in hierdie reeks van vandag, en elke jaar doen ons hierdie tyd in hierdie reeks, wil ek sê, maar hoe leef ek nou hierdie liefde van God in en deur my finansies uit? En gewoonlik as die kerk mos begin oor finansies, dan kry almal se hare hier op hulle rug staan so regop. Nou kan ek jou net gou troos en net gou dit vir jou sê, ek wil met jou praat en ek hoop regtig jy journey saam met my in die volgende 3 weke. Hoe dink die Bybel oor finansies? Wat is die filosofie daarvan? Daar is soveel goed, negatiewe goed oor finansies in die kerk, maar bly net by my. En ons hierdie hele jaar het ons gesê, gaan ons uit Korintiërs uitpraat, rakende finansies. Rakende die woord. En dit is vir my baie interessant, dat in Korintiërs, wat ons hierdie jaar gebruik as verwysing, is dit baie interessant, dat in die tweede brief, wat Paulus skryf aan die gemeente in Korinte, gebruik hy, nou ek weet die Bybel is, of die briewe wat hy geskryf het, is nie in hoofstukke opgedeel nie, maar ons Bybel het dit nou so gedoen, maar daar's 13 hoofstukke in die tweede brief. 2 van die hoofstukke wy hy aan geld. Praat hy oor finansies. Maar kan ek jou die wonder vertel van die storie? Die wonder van die storie is, hy skryf 2 weke oor finansies, maar hy gebruik nie een keer die woord geld nie. En ek het nogal gewonder hoekom. Want ek dink nie geld het enige iets met die kerk en met dit te doen nie. Ek gaan jou vanoggend wys. Wat sê die Bybel? Wat is die filosofie agter wat ons moet verstaan? Nou gou, kom ek verduidelik jou net gou, ek dink net so ter inleiding, verduidelik ek net die konteks van waarin hierdie brief geskryf is. Die gemeente, waarby die uitstorting van die Heilige Gees, die eerste gemeente, is die gemeente in Jerusalem. Dit weet ons almal, ons kan dit in Handelinge gaan lees, Handelinge 2. Hier in Handelinge 11, kom daar 'n ou, 'n profeet, hier aan die einde van die hoofstuk, en voorspel hy, profeteer hy oor hulle. Hy sê, luister, daar kom 'n groot droogte oor die hele Judea gebied. Judea, dis waar Jerusalem geleë is.
Dis eintlik waarvandaan dit nou niks aan met daarmee te doen. Dis eintlik waarvan die woord Jood vandaan kom. Nou, Jood is eintlik 'n woord vir, ek weet nie of daar so 'n woord is nie, Judea Hane. Ek weet nie of daar so 'n woord is nie, maar dis eintlik hoe hulle afgelei het Jode, maar dit het niks te doen met wat ek wil sê nie, maar anyway. So hierdie ouens is die eerste gemeente, en onthou, die eerste gemeente, Jerusalem, was meestal Jode, en die Jode wat daai tyd groot geword het, hulle het geglo, daar's net twee nasies op hierdie aarde. Die een is die Jode, en die ander een is die heidene. Maar toe kom Christus mos, en nou kom ouens tot bekering. En nou is daar nie meer slaaf of vryman, Griek of Jood, daar's almal is nou een. Nou wat gebeur is, toe kom hierdie hongersnood. Nou kom Paulus, en hy loods 'n projek, hy sit hier in Griekeland, nie in Judea nie, hy sit hier in Griekeland. En hy het 'n klomp gemeentes daar geplant. En nou skryf hy vir hierdie gemeentes, en hy sê vir hulle, luister hierso, ons moet 'n fondsinsameling hou. Fondsinsameling, ek weet nie van julle nie, maar dit het met fondse te doen, dit het met geld te doen. En onthou, in daai tyd het hulle nie EFT's gehad nie, hulle het nie banke gehad nie, jy kon nie geld opneem en dan gaan bankie dit nie, daar het nie so iets bestaan nie. Wat jy moes gedoen het, hulle moes die geld opgeneem het, toe stuur hulle vir Titus om by die gemeentes om te gaan, met 'n groot rugsak, en hy vat hy geld, alles cash, en hy gooi dit in die rugsak, en nou moet hy daarmee travel. Kan jy dink hoe gevaarlik is dit? Julle kan nie glo nie, daai tyd was daar ook rowers. Dit was 'n hengse gevaarlike job. Maar die wonder van die storie is, en jy kan gaan lees in 1 Korintiërs 16 vers 3, begin Paulus al hierdie projekte loods, waar hy al hierdie gemeentes aanmoedig, om nou geld by te dra. Nou, hier is die wonder van die storie, die gemeentes wat Paulus geplant het meestal uit nie-Jode bestaan. En dis hoekom, ek gaan dit nou vir jou lees, gaan jy agterkom dat hierdie gemeentes wat geld ingesamel het, nie Jode wat geld insamel vir Jode, het deur die hele provinsie 'n gerug geword, want die mense kan dit nie glo nie. Die mees gehate mense, volgens die Jode, gee nou geld vir die Jode wat in die moeilikheid is. Hulle het nie kos om te eet nie. So dis net die agtergrond van die storie. So kom ons begin die storie so te lees. Jy kan jou Bybel oopmaak, ek gaan lees dit in die week, 2 Korintiërs 8 en 9, 2 hoofstukke. Hoofstuk 9 sê hy die volgende: eintlik is dit vir my onnodig om aan julle oor die, nou dis interessant, hy gebruik die woordjie dienslewering. Die ou vertaling gebruik die woordjie diensbetoning. Die ander vertaling gebruik die woordjie hulpverlening. Dis hulle offergawe, dis hulle bydra, dis hulle finansiële bydra. Hy sê, is dit vir my onnodig om aan julle oor die dienslewering aan die heiliges te skryf. Hy sê, want ek ken julle bereidwilligheid, waarmee ek oor julle by die Macedoniërs spog, dat Achaia al sedert 'n jaar gelede, nou net gou sê, die Romeinse ryk het uit 13 provinsies bestaan. Hier in Griekeland was daar provinsies, die noordelike Griekse gedeelte, dis waar die Macedoniërs was, dis waar Filippi was, dit was waar Berea was, hier aan die onderkant in die suide, dis nou waar Paulus sit, vir 'n jaar en 'n half het hy tyd spandeer aan die gemeente in Korintiërs, en dan hier aan die kant was daar nog 'n provinsie, dis hierdie Achaia, daar was ook gemeentes. So is hierdie hele Griekse gedeelte, plus hierdie Achaia gedeelte skryf hy nou. Dat Achaia al sedert 'n jaar gelede, het hulle al die offerande opgeneem, was hulle al gereed. En dat julle ywer die meeste van hulle aangespoor het. Soos ek gesê het, hy gebruik nie een keer die woordjie geld nie, maar kom ons kyk hoe gebruik hy dit. Kyk 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 4. Ons laat julle ook weet, broers, hoor nou mooi, van die genade van God aan die gemeentes wat die gemeentes in Macedonië gegee het. So hy koppel hierdie, wat noem ons dit, dienslewering, hy koppel hierdie woorde, dienslewering aan genade. Hy sê van die genade van God wat aan die gemeentes in Macedonië gegee het. Nou kan ek jou gou iets vertel, as jy gaan lees in die Bybel, die gemeentes in Macedonië
was die armste van armste gemeentes. Hulle het nie geld gehad nie. Hy sê, van die genade van God wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is, dubbelpunt, kyk nou mooi, dat hulle, te midde van swaar beproewing, as gevolg van verdrukking, party van die kommentare sê, dit kan wees dat as gevolg van die verdrukking, die feit dat hulle Christene geword het, is hulle so verdruk dat hulle werke verloor. En dis hoekom die gemeente so arm was. Hoor nou mooi, hierdie arm gemeente, hoor nou, hulle oorvloedige vreugde, want ons vreugde lê nie in die goed wat ons het nie. Hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei uit in 'n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. Ek gaan my verstand te bowe toe ek dit hierdie week lees. Die armste van gemeente het 'n oorvloed van vreugde. En selfs in hulle diep armoede het hulle met groot vrygewigheid wou hulle deel wees van hierdie projek. Hoor nou mooi. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja, selfs bo vermoë bereid was. Hoor nou hierdie arm gemeente, hulle, hierdie Macedonië gemeente, hulle het pleitend by ons aangedring om deel te hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. So hierdie arm gemeente kom by Paulus en sê, ons pleit, ons smeek jou, kan ons asseblief, ons het van jou projek gehoor, kan ons asseblief deel wees van die projek? Ja, maar julle ouens het niks om te gee. Nee, jy het altyd iets. Gee, het niks te doen. Gee, het niks te doen. Vrygewigheid, het niks te doen met het jy baie of min nie. Hy sê, kan ons deel hê aan hierdie genadewerk. Die eerste ding wat Paulus oor hierdie finansiële aangeleentheid sê, is hy sê, dis 'n saak van God se genade. Ons het altyd gedink, genade word net beperk tot my redding. Ek verdien hierdie onverdiende guns. Paulus sê nee, genade is dit, dis dit, maar daar's baie meer in genade. Hy praat van hierdie projek as 'n projek van genade. En die woord genade is soveel keer meer. Paulus skryf, dit is dan juist hierdie mense wat bo hulle vermoë gee vir die fondsinsameling. En vir Paulus is daar net een rede hoekom hulle bo hulle vermoë gee en hoekom hulle wil pleit om deel te wees van hierdie projek om vir hierdie mense te voorsien. Hy noem dit genade. Hoor, hy beskryf vir een kommentaar hierdie gedeelte. Hy sê, it meant that under an impulse which come from God himself, they gave money with almost reckless generosity. Hoor wat skryf hulle. Hy sê, they were desperately poor and have suffered serious persecution. These two things may have gone together, since the persecution may have included loss of jobs and income for some. But such was their devotion to God, to the Lord Jesus, to Paul himself, and to the work of the gospel and of the church unity, that they found it in their hearts to give not only according to their means, but way beyond. This, Paul declares, can only be a work of grace. Gee het baie meer te doen met 'n besef van die genadewerk van God in jou lewe, wat nie net jou redding insluit nie, maar jou hele lewe. Alles wat ek het, alles wat ek is, alles wat ek ooit sal bereik, kom van U af. Hoor hoe beskryf hy die genade. Hulle het pleitend by ons aangedring. Nou hoor hierso, om deel te kan hê, daai woordjie om deel te kan hê, het ons al baie oor gepraat, koinonia. Ek wil 'n partnership hê.
dan met 'n partnership. Hoekom gee ons in die gemeente? Want daar's 'n partnership tussen ons en ander gemeentes en die gemeenskap. Hierdie week bel Angelique my van die kinderhuis. Sy sê, luister, as gevolg van hierdie ramp wat getref is en al die goed wat geval het die staf oorvloedig gewerk. Kan julle 'n bydrae maak dat ons 'n groter dat ons 'n partytjie vir die staf kan hou? Ek sê ja, ons sal die hele partytjie borg. Sy sê vir my, Jaco, die bome het die heiningsplat geval, dis risiko vir die kinders. Kan julle help? Ja, ons sal die heining betaal. Dis hoekom ons gee. Daar's 'n partnership tussen ons, ander gemeentes, die gemeenskap. Ons werk saam met United George. Ons gee, ons het nou 'n groot bedrag geld gegee, dat ons in hierdie gemeenskappe waar mense se huise weggewaai is en alle rampe wat hulle getref het. Dis alles, dis ons partnership. Dit is maar interessant dat Paulus nie praat oor die woord geld nie, want ek dink in daai tyd was die kerk net soos vandag. Baie mense wil nie vir die kerk gee nie, want daar is soveel stigmas aan die kerk. Die kerk wil net geld hê, die kerk wil net dit. Hulle wil net, as die kerk meer geld kry, as ons môre R1 miljoen kry, ry ek môre 'n nuwe kar. Dis hoe baie mense dink. En dit was in Paulus se tyd ook so. Ek dink dis hoekom hulle dit so gedoen het. Dis hoekom hy nie die woord gebruik nie. Dit was ook maar 'n sensitiewe onderwerp. Maar Paulus skryf op 'n plek, hy sê, moenie laat die egtheid van jou geloof jou van koers afbring nie. Hy gebruik die woordjie wanpraktyke. Moenie dat die wanpraktyke wat in sekere kerke en filosofieë oor kerk is, jou van koers afbring nie. Ek wil nie iets van jou hê nie. Niks. Maar, ek vertel jou van my journey. Ek wil wel iets vir jou hê. Genade praat nie net van iets wat ons ontvang, wat ons nie verdien het nie, maar genade is God se krag wat deur sy gees in ons werk en ons vernote maak van sy werk. Die klem vir Paulus hier is nie op geld nie. Die klem is nie eers op die dienslewering nie. Die klem is op God wat deur genade ons deel maak van sy genadewerk. God is aan die werk en hy maak ons deel van sy werk. Kyk hoe skryf hy. Wat skryf Paulus aan die einde van die projek? 2 Korintiërs 9. Want die hulp wat hierdie bediening voorsien, nie net in die heiliges se behoeftes nie, maar lei ook tot 'n oorvloed van baie uitinge van danksegging aan God. As ons saai, as ons vir die kinderhuis gee, as ons vir die hospitaal, oral al ons projekte waarby ons betrokke is, hier by skool, daar's 'n gerug van danksegging. Kan jy dink hoe was die gemeente in Jerusalem geskok toe hulle hoor, hierdie klomp nie Jode, hierdie klomp gemeentes wat Paulus gaan plant het onder die heidene, hierdie klomp gemeentes maak 'n bydrae tot ons gemeente. Kan jy die gerugte, die oorvloed van baie uitinge van danksegging aan God. Hoor nou mooi. Op grond van die bewys wat deur hierdie diensbetoning gelewer word, verheerlik hulle God oor julle gehoorsaamheid aan julle belydenis van die evangelie van Christus en oor die vrygewigheid van julle bydrae aan hulle en aan almal. Julle gehoorsaamheid. Jy sien, you put your money where your mouth is. Jy kan nie bely, Christus is my koning, hy is die koning van my redding, hy is die koning van my huis, hy is die koning van verhoudings, hy is die koning van baie, maar wanneer dit by my beurs kom, nee, kyk, dis goed waarvoor ek werk, ons praat nie werk in kerk met mekaar nie. Verstaan nooit hoe mense redeneer. Jou lewe behoort aan 'n koning. Julle gehoorsaamheid aan julle belydenis, dit wat jy bely. As jy bely, Jesus is die koning, hoekom is jy bang om jou beurs onder sy gesag te sit? Want ek is bang hy gaan my goed vat. Wat wil hy daarmee maak? Hallo? Die beeste op 1000 heuwels behoort aan hom. En soos ek altyd vir julle sê, julle ken my ou storie, die Here weet ons, wat wil hy met rande maak, as dit nou nog ponde was? Geld het niks te doen
met daai fisiese geld nie. Ek gaan vir jou wys dat alles met jou hart te doen. Die belydenis van jou geloof. Hoekom is ons kan die Here vertrou met alles, maar wanneer ons by finansies kom, ek weet nie of hy alles bymekaar het. Hoor wat sê hy verder, 2 Korintiërs 8 vers 9. Hy sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus. Dis die kern van die gesprek van Paulus. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Wat is hierdie genade? Kyk, daar's dubbelpunt. Hy gaan dit nou verduidelik. Dat hy wat ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Dis 'n gesindheid. En dieselfde gesindheid skryf Paulus wat in Christus was, moet ook in ons wees. Hy was 'n vrygewige God. Hy het sy troonkamer verlaat. Hy was die koning. Alles in hom praat van gee. Hoekom kan alles in ons nie ook praat van gee nie? Ons praat altyd daarvan in die kerk van time, talents and treasures. Die gemeente is die hoogste gesag. Engels sê so mooi, for you know the grace of our Lord Jesus, King Jesus. He was rich, but because of you, he became poor, so that by his poverty, you might become rich. En kyk hoe moedig Paulus, die manier hoe Paulus die Korinthe gemeente aanmoedig om te gee. Kyk wat sê hy in 2 Korintiërs 9, vers 5 tot 8. Kyk wat sê hy. Daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor, om vooruit na julle te gaan, en die dankoffer wat julle vroeër beloof het, in orde te kry, sodat dit gereed sal wees, as 'n werklike dankoffer, hoor nou mooi, en nie iets wat afgedwing is nie. Jy moet nooit skuldig voel as jy by die kerk is nie. Jy gee nie uit dwang nie. Hoe sê ek altyd vir julle, as jy vir Rebecca hy buffel druk, dat sy maag omtrent werk en jy druk hy noot so en ding, moet dit nie gee nie, hou dit. Jy gaan hy buffel dooddruk. Hou dit. Nie uit dwang nie. Hoor nou wat sê hy verder. Hy sê, hier's die punt. Wat is die punt? Kyk wat sê hy. Wie karig saai, sal karig maai. Hy praat nie van hoeveelheid nie, want Macedonië was die armste van die armste. Het hulle karig gesaai? Nee. Die weduwee wat die 1 penning gegee het. Jesus sit by die skatkis, hy kon gooi 1 penning in. Hy sê, kyk na sy disippels, hy sê vir hulle, hierdie vrou het meer gegee as almal. Dit gaan nie oor hoeveel jy gee nie. Dit gaan oor waar is jou hart. Kyk nou. Wie karig saai, sal karig oes. Wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Daarom sê ek altyd vir julle, gee is 'n beplande persentasie gee. Ek het van kleins af in my lewe geleer, en daar in die begin het ek al julle storie vertel, toe my pa daai eerste keer vir ons daai groot 10 rand noot gee, so groene, en hy sê vir my, deel dit so op, en hy gee my so bruin 1 rand note, sit hy so 10 langs mekaar. Hy sê, hierdie deel gee jy vir die kerk. Ek my dood gehuil. Ek kon 'n week lang chappies koop by die snoepie. Ek beloof jy, 'n week lang chappies koop by die snoepie by die skool. Nou vat hy dit vir die kerk. Here, ek kon dit nie glo nie. Hy sê nee, die deel gee jy Sondag daar by die Sondagskool. Ja, ek was droewig. Regtig. Maar ek dank vandag God dat hy my dit geleer het. Want later van tyd, toe ek my eerste, toe ek het vakansietye, ek wil altyd werk en altyd geld maak. Toe ek later van tyd vakansietye, ek standaard 8, dan gaan pak ek toiletrolle daar in die oorkant, dan kry ek R80 'n week. Ja, my agterhand gee ek met vrymoedigheid. So die Here deur die jare,
My ander pelle, hulle bid hulle dood vir werk. Ek weet nie wat gebeur met my nie. Ek het altyd werk. Ek het altyd 'n of ander ding. Ek verkoop goed. Ek gaan te kere, dan gaan dit weg, dan kom dit in. My pa sê, "Wat maak jy?" Ek sê, "Moenie worry nie." Ek weet nie hoe dit werk nie. Alhoewel ek vandag vir jou kan getuig, ek is 'n lewende getuie. Ek gee nommer 1 uit dankbaarheid. Maar is 'n beplande ding. Ek word nie opgesweep nie. Ek is ook gevang, soos baie van julle. In ons kerk, toe ek groot geword het, dan het hulle daar so en sê, hulle gee nou R100. Ou maat, môre R1000. Ek kan nie dink ek was so stupid nie. Dis stupidheid. Want dis nie wat die skrif sê. Die skrif sê hierso. Hy sê, laat elkeen gee soos hy in sy hart vooraf in sy hart besluit. Jy beplan dit, jy sit, jy praat saam met jou vrou. Julle sê, ons commit. Nie uit droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gees. Soos ek gesê het, wat moet jy nie met jou geld maak? En God is magtig, hoor nou mooi, om alle genade, en dis wat ek jou sê, gee is 'n genade storie. Om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Oorvloedig kan bydra, selfs die gemeente in Macedonië. Luister nie, dis nie op emosionele opsweping nie. Dis nie wat dit is nie. Kyk wat sê hy in vers 7 tot 8. Hy moedig hulle nou aan om hierdie genade uit te leef, né? Nou skryf hy, soos julle nou van alles oorvloed het, geloof, oorvloed. Welsprekendheid en kennis, alle ywer en die liefde, wat deur ons toedoen onder julle is, sorg dat julle ook in hierdie genadewerk oorvloedig is. Daar's soveel mense wat ek ken, hulle dien die Here, hulle is oorvloedig in die genade, in die kennis, in die ywer en om die liefde, hulle doen, maar wanneer dit kom by gee, dan sukkel jy, jou ratte krap. Nou Paulus sê, beoefen jou heen ook. Dit is belangrik. Hoor wat? En die genade oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n opdrag nie, maar om aan die hand van die ander se ywer, die egtheid van julle liefde te toets. Dis dalk 'n toets van jou eie hart. Jy moet self vir die goed besluit. Jy moet hierdie goed deurdink. Dis hoekom hierdie reeks, ons wil niks van jou hê nie, maar ek wil wel iets vir jou hê. En ek weet net in my eie lewe, en baie van julle wat hier sit, kan al van getuig. Dit is altyd vir my interessant, dat die mense wat gee, ons kan hulle nooit oortuig om nie te gee nie. Want hulle het iets geleer, van hierdie genadewerk, hierdie vrygewigheid. En dit het nie te doen met gee baie of min, dit is irrelevant. God kyk na jou hart. Hy sê, dis 'n toets van jou liefde. So is goed wat jy moet gaan deurdink, nie opsweping nie, deurdink, wel deurdag, besluit, konsekwent in my besluit. Wat het daai een ou eendag gesê, hy sê, you can give without loving, but you can't love without giving. Is baie treffend hoe Paulus die Macedonië gemeentes se deelname beskryf. Hy sê, in vers 8, hoofstuk 8 vers 5 sê hy, dit was nie slegs soos ons gehoop het nie, trouwens, hulle het hulle selfs eers aan die Here gegee, en toe, deur die wil van God, ook aan ons. Gee, finansies, niks met geld te doen, met genadewerk van God te doen. En God wat vir ons die geleentheid gee, om deel te wees van sy, hy nooi ons 'n partnership, deel te wees van sy genadewerk hier op aarde. So gaan dink om deur, gaan stoei om deur. As jy wil beklei en redeneer, doen dit met God. Praat met hom daaroor. Gaan op 'n journey, lees die skrif. Vat net daai 2 hoofstukke en lees dit.
Jy ken nou die agtergrond, ek het dit nou vir jou gesê, van die 2 stuk. Gaan lees dit net deur. Sê wat jy dink. Kom maak ons oor toe. Here, al wat ek kan bid vir ons almal is, so begin dalk deur te sê, dankie dat ek kan deel wees van die genadewerk van God en 'n deelgenoot daarvan kan wees. Dankie dat ons gemeente in George kan wees, saam met al die ander lewensgewende gemeentes, en dankie Here vir dit wat ons ook na hierdie stad toe kan bring. Dankie dat ons ook ander kan help en bystaan. Dankie daarvoor. Maar ek wil bid vir elke ene van ons. Dis ook 'n toets van die liefde van die hart, sê die skrif. En ek weet nie waar is elke een nie. En ek bid Here dat U met elke een sal journey. Miskien sit die mense wat al negatiewe ervarings gehad het oor juis hierdie ding van die kerk en geld en al die goed. Ek bid net Here dat hulle net nie sal mis die genadewerk van God nie. Dat een ervaring maak dat ons nou negatief ingesteld is oor alles. Daarom bid ek, Heilige Gees, U wat binne in ons is, U wat ons leer en lei, dat U met elkeen 'n pad sal loop, op hulle eie unieke manier. Elkeen op sy eie unieke manier. En ek dank U daarvoor. En as juis in tye soos hierdie waar die wêreld in soveel turmoil is, en daar's soveel onsekerheid. Die petrolpryse is op. Alles gaan op. Geld is minder. Ons wonder, ons is onseker. Dit voel of ons moet belt styf trek, net te toemaak. Ek bid dat U vir ons wysheid sal gee. Want al wat ek weet is wat die skrif sê. Die skrif sê oorvloedig. Hy het die vermoë om teen die grein van die omgewing, want Jerusalem, daai gemeente het gedink dis verby. Droogte het hulle getref. Hier uit 'n wildvreemde hoek waarvan hulle dit glad nie verwag nie. Soos in hoegenaamd. Hier kom jy en voorsien. En so bid ek dit vir elkeen van ons. Baie keer sit ons en maak ons planne en wonder ons en dan kom U op 'n manier wat ons 9/10 van die tyd nie verwag nie. En dankie dat ons U kan vertrou. Dat ook in ons finansies is U ons rots. En ek bid dit vir elkeen van ons in Jesus naam.